julle van my kant af ook net by die diens vanoggend is so 'n bietjie koeler vanoggend as wat hopelik nie as wat jy aangetrek het nie. As jy bietjie koeler warmer aangetrek het as wat jy gedink het dit gaan wees, neem so 'n bietjie nader skuif aan die persoon langs aan jou. Maar ja, die laaste lied wat ons nou gesing het was so 'n mooi uitbeelding van die evangelie dat ek glo die woorde self maak jou hart warm. Nou ons is die afgelope paar weke besig met 'n reeks met die tema So lief het God die wêreld. So lief het God die wêreld en ons het gekyk na 'n paar verskillende topics oor die afgelope 2 weke. Ons het die kruise opgesit en jy kon name neerskryf van mense wat jy die Here voor vertrou, mense wat nodig het om te nader tot God, om naby aan Jesus te kan kom en om te kan ontmoet. En Johannes 3 vers 16 is seker een van die mees populairste, gewildste, bekendste skrifgedeeltes daar in wat bestaan. En dit lees: want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Van julle het dit gesing in jou kop soos ek dit lees. As jy kan so ver terug onthou van julle. Maar daar's goeie nuus in hierdie teksvers vanoggend. Daar's goeie nuus in hierdie stelling van Jesus vanoggend. Dit sê God het lief. So jy het nodig om te hoor, jy wat hier sit vanoggend, dat God het jou lief. Hy het jou onvoorwaardelik lief. En niks wat jy doen kan maak dat God jou meer lief hê vanoggend nie. Niks wat jy doen of gedoen het kan maak dat God jou minder lief het vanoggend nie. Jy is vanoggend soos jy hier sit, ongeag jou lewe, ongeag jou verlede, is geliefd deur God. Dis goeie nuus. God het gegee. God het gegee. Hy het initieer, hy het die eerste tree geneem om hierdie verhouding tussen mens en God te kan herstel. God het gegee, hy het dit initieer. Hy het nie gewag vir my en vir jou om op 'n sekere plek te kom of om op 'n sekere manier te reageer of om op 'n sekere manier uit te roep na hom nie. Nee, hy het die eerste tree gegee en hy het homself gegee. Hy het sy hele hand gespeel, eerste, sodat ons nie verlore hoef te gaan nie, sodat ons die ewige lewe kan hê. Dis goeie nuus. Amen. Dis goeie nuus. Maar daar's 'n kondisie in hierdie stelling van Jesus. Dis beide insluitend en uitsluitend. Die skrif sê, so lief het God die wêreld, insluitend almal. Niemand is verwyder van daardie stelling nie. Dit sluit almal in. So lief het God almal. Maar dan sê hy, die wat in hom glo, uitsluitend. Sommiges, nie almal nie. Net die wat in hom glo, en dis nie outomaties nie. Die wat in hom glo, sal dan nie verlore gaan nie. Die wat in hom glo, sal dan die ewige lewe bekom. So dit is duidelik dat nie almal die ewige lewe sal intree nie. Dit is duidelik dat nie almal die ewige lewe sal bekom nie. En hoekom behoort dit jou vanoggend te raak? Hoekom behoort jy vanoggend diep hieroor te dink? Sê elke persoon in een of ander manier is besig om hulle eie ewige lewe na te jaag of te vind. Jou eie utopia, jou eie paradys, jou eie hemel. En jy sal die res van jou lewe deurgaan op soek na dit, om dit te vind, om dit te probeer bou vir jouself, om dit vir jouself te probeer bewerk of dalk selfs te probeer verdien. Julle het al moontlik hierdie beeld gesien van 'n oasis in 'n woestyn. En die prentjie wat saam met dit gaan dis hierdie persoon wat verdwaal is en amper half op sy einde is en nie meer veel het om te gee of lank het om te gaan nie. En dan sien hy in hierdie verte hierdie wateroasis en dit bring lewe in hom op en hy sê wel, as ek net by hierdie water kan uitkom en met die laaste krag wat ek het, gaan ek na hierdie water toe en ek kom by dit uit en ek kom daar en ek sê, maar dit was 'n mirage. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie. Wat? Ja, mirage klink beter. Dit was 'n mirage. Almal sê mirage in Afrikaans. Okay. Dit was 'n mirage. En dit wat jy gejaag het, kom nooit by jou uit nie. Dit wat jy gesoek het, vind jy nooit nie. En al wat jy mee opeindig, is sand in jou hande. Daar is geen verlosser nie, daar is geen redding nie, daar is geen vrede in hierdie pursuit of hierdie toewyding nie. Dalk het jy al hierdie beeld gesien of hierdie spreekwoord gehoor van, jy kan aangaan na die volgende beeld, there's a God-sized hole in your heart. Daar's 'n godvormende
gaping in jou hart en niks in hierdie wêreld kan daai gaping vul nie. Saint Augustine het gesê, ek sal vir julle in Afrikaans lees as in Engels op die bord, daar is 'n godvormige vakuum in elke mens wat net Christus kan vul. Daar is iets wat binne in jou hinker en dors na God, wat net God self kan vul, wat hierdie wêreld nie kan vul nie. En Jesus kom en hy praat van die ewige lewe. Hy bied vir jou die ewige lewe en vriend, vanoggend moet jy weet dat dit wat Jesus bied, die ewige lewe is waarna jy soek. Dit is waarna jy verlang. Dit is waarna jy dors, dit is waarna jy hoop. Of jy dit weet of nie, maar ons is gemaak vanuit God, vir God. Kolossense 1 vers 16 sê, want in hom, in Christus, is alle dinge geskep. In die hemel en op aarde, die sigbare en die onsigbare, trone sowel as heerskappye, owerhede sowel as magte, alles is deur hom en vir hom geskep. Alles wie jy is, smag na alles wie God is. Om in sy teenwoordigheid te kan leef, om in sy koninkryk te kan leef, om die ewige lewe te kan bekom. Nou, hoe doen ons dit? Hoe bekom ons die ewige lewe? In Johannes 3 het Jesus hierdie gesprek met Nikodemus en hy sê vir hom vanaf vers 1, of dit lees vanaf vers 1, en daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. En die mamma sê almal haleluja. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Want uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die titel vanoggend, ons kom uiteindelik by hom uit, is jy moet weer gebore word. Jy moet weer gebore word. Ons lewe in 'n kultuur waar as jy die woorde hoor, jy moet, dan is daar hierdie interne rebellie wat net opstaan, ek moet niks. Ek moet eet, ek moet slaap en ek moet iets anders, maar ek moet niks. En jy sê my nie. Ons voel sommer net, ek weet jy is reg, maar net omdat jy sê ek moet niks. Maar vriende, Jesus kom en hy sê vir jou, jy moet. Hy sê, jy moet. En ek wil vanoggend 3 vrae beantwoord. Wie moet weergebore word? Hoe word jy weergebore en hoe kan jy seker wees? So wie moet weergebore word? Die kort antwoord, en ons kan amper die diens afsluit, is jy. Jy moet weergebore word. Ek moet weergebore word. Ons moet weergebore word. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig en val kort van die heerlikheid van God. Almal het gesondig en val kort van God se heilige standaard. Almal het gesondig en val kort van God se heilige verwagting. Almal het gesondig, almal het die merk gemis. Almal het gefaal daarin om ten alle tye te doen wat reg is. Nou as Jesus vir die 2 ouens aan die linkerkant en die regterkant van die kruis gesê het, julle moet wedergebore word, dan sou ons dit kon verstaan. Hierdie ouens was daar vir 'n rede. Hulle het sekere keuses gemaak in hulle lewe wat hulle gebring het by 'n plek waar hulle skuldig bevind was en dit maak sin. Hulle het redding nodig. Hier hang hulle tog. Maar Jesus kom en hy sê vir Nikodemus, jy moet weergebore word. Nou Nikodemus was een van die mees opregte en gerespekteerde mense wat jy sou kon ontmoet in daai tyd. Hy was 'n lid van die Sanhedrin, die Joodse raad, 'n man met groot godsdienstige en burgerlike gesag.
Hy was gerespekteerd, hy was ryk, hy was baie standvastig in sy vas en sy gebed, 2 ure 'n dag gebid, 2 keer 'n week gevas. Enige iemand hier wat met Nikodemus sou kon toon tot toon gaan, voet teen voet, hand teen hand, rug teen rug. Nikodemus het getrou gegee van sy finansies. Hy was 'n goeie mens. Maar Jesus sê vir hierdie man, jy moet weer gebore word. Wat Jesus nie vir hom sê nie is, jy moet 'n goeie mens wees. Om die koninkryk van die hemel in te gaan, moet jy 'n goeie mens wees. Dis nie wat Jesus sê nie. Hy sê ook nie, jy moet kerk toe gaan. Jy moet elke dag Bybel lees. Jy moet bid en nog meer bid. Jy moet 'n sekere gebed bid. Jy moet gedoop wees. Jy moet geld aan die armes of aan God se werke gee. Jy moet sekere klere dra, jy moet op 'n sekere manier praat. Jy moet 'n getroue huweliksmaat wees. Dit is belangrik. Jy moet 'n goeie ma of 'n goeie pa wees. Jy moet 'n goeie neighbor wees. Wat is die woord? Jy moet jou naaste lief hê. Jy moet. Maar niks van hierdie is kwalifiserende faktore vir jou om die koninkryk van God in te gaan nie. Niks. Goeie goed, maar niks van dit is kwalifiserende faktore vir jou om die koninkryk van God te kan ingaan nie. Jy moet wedergebore wees. Nog 'n lysie. Jy moet nie worstel met verslawings nie. Om die koninkryk van God in te gaan, jy moet nie worstel met verslawings nie. Daar moet geen gebrokenheid in die verlede wees nie. Jy moet nie sukkel met depressie of angs nie. Jy moet nooit ontrou gewees het nie. Jy moet geen ding in jou lewe hê waarvan jy skaam is nie. Dat as jy dit met mense sou deel, sal jy jou verwerp. God sal jou verwerp. Daar is ook niks van hierdie is diskwalifiserende faktore om God se koninkryk in te gaan nie. Net soos wat daar niks is wat jou kan kwalifiseer om dit in te gaan of diskwalifiseer nie. Jy moet wedergebore word. So almal moet opnuut gebore word. En die goeie nuus is almal kan nuut gebore word. So hoe word jy weergebore? Nou Nikodemus het hierdie selfde vraag vir Jesus gevra. So kom ons kyk wat sê Jesus. So Nikodemus vra, hoe kan 'n mens gebore word as hy al oud is? Hy kan tog nie weer in sy moeder se liggaam ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, dit verseker ek jou, niemand kan in die koninkryk van God kom as hy nie gebore is uit water en gees nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom of waarheen hy gaan nie. So is elkeen uit die gees gebore. Hoe is dit moontlik? Vra Nikodemus. Hoe is dit moontlik? Soos die wind wat waai en ek weet nie waar die wind vandaan kom nie en ek weet ook nie waarheen hy gaan nie, so sê Jesus is die wat uit die gees gebore word. Die vlees gee oorsprong aan vlees, jou eerste geboorte. Maar nou kom hy en daar's 'n geesgeboorte wat nodig is, maar dit is soos die wind wat waai en ek weet nie waar dit kom nie en ek weet nie waar dit gaan nie. Hoe werk dit? Vriende, dit is 'n misterie, dit is 'n geheimenis. Dit is 'n absolute wonderwerk. En dit is 'n absolute werk van God alleen. Jesus sê vir Nikodemus, as jy nie wedergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Maar voor dit sê hy vir hom, as jy nie wedergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie eens sien nie. Vriende, besef jy hoe totaal en al wat is die woord? Daar is nie eens 'n woord nie, daar is 10 to 1. Ek en jy kan nie onsself red nie, want ons het nie eens die ability om te sien dat ons redding nodig het nie. Jy kan nie eens jou redder sien nie, tensy God dit kom doen. Tensy God iets kom lewendig maak binne in jou, sodat jy ook kan sien, ek is 'n sondaar en ek het nodig om uit te roep na 'n redder. Sonder God het jy geen hoop, geen manier om uit te kom nie. Johannes 1 vers 12 tot 13 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, Jesus, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee. Ag, dis 'n mooi woord. Die reg gegee om kinders van God te word. Kinders wat nie uit die bloed, uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. So daar's 'n
vleeslike geboorte en dan is daar 'n Godgeboorte wat nodig het om te gebeur. En die Gees van God laat geloof opstaan in jou hart wanneer jy die woord van God hoor, either gespreek of wanneer jy dit lees. Die Gees van God wanneer gaan saam met die woord van God en dit laat geloof opstaan in jou hart. En dan laat die Gees van God jou uitroep. Jesus, Jesus, ek het jou lief. Jesus, ek het jou nodig. Jesus, kom red my. Die Gees van God bewerk dit van binne af. En dit is 'n werk van God alleen. En soos wat 'n babietjie gebore word en die babietjie huil met geboorte, net so ook is daar 'n stem, 'n uitroep van 'n hart wat weer gebore word. Daar's eerstens 'n nederigheid wat na God toe kom en sê, Here, ek is nie God nie. Ek is nie God van my eie lewe nie. Ek is nie able om my eie lewe te kan beheer en my eie toekoms te kan beheer nie. Here, ek het jou nodig. Daar is 'n erkenning in my hart dat ek is 'n sondaar. Ek het gesondig. Ek het kort geval van God se standaard. Ek het die merk gemis. En daar's 'n erkenning, 'n berou in my hart. Here, ek is jammer. Ek is jammer vir my ongehoorsaamheid. Ek is jammer vir my trots. Ek is jammer vir my rebellie. Here, ek is jammer vir my arrogansie om te dink ek is beter as wat ek is. Ek is jammer dat ek gedink het ek kan myself help en ek kan iets bring wat goed genoeg is om hierdie onheiligheid in my hart te kan skoon was. Here, ek het niks. Ek het jou nodig. Here, ek kies jou, ek glo in jou. Dit wat jy is en wat jy in die kruis kom doen het en dat jou bloed en alleenlik jou bloed my kan skoon was van my sonde. Here, ek gee oor. Hier is my lewe. Ek hou niks terug. En ek kies om myself toe te wy aan jou. Daar is geen werke wat ek en jy kan doen of kan bring om die nuwe geboorte te verdien nie. En vriende, daar's ook nie 'n proeftydperk waar God sê, okay, kom ons kyk, hoe gaan dit vir 3 weke en dan is daar 'n kansellasieperiode nie. Het jy dit regtig bedoel? Nee. Romeine 10 vers 13 sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Dit klink te eenvoudig, Here, ek moet iets doen. Daar moet iets wat ek kan bring om ook te kan bewys. Dit is so eenvoudig, maar tog maak ons dit so moeilik. Want vriende, die geheim hier is, elkeen wat die naam van die Here aanroep, dit is nie net 'n aanroep van, ja, kyk, ek voel ek het seker nou maar Jesus nodig en ek is aan die einde van my lewe en dalk moet ek nou die gebed bid nie. Die Gees van God maak hierdie roeping moontlik. Die Gees van God bewerk iets binne in jou en wek geloof in jou hart op, sodat jy kan uitroep na God as jou redder. Sonder hom kan jy dit nie doen nie. Jy kan nie gered word sonder God wat dit lewendig maak in jou hart nie. Dit is 'n wonderwerk. Dit is 'n werk van God alleen. Hoe kan jy seker wees? Hoe kan jy weet dat jy weet dat jy hemel toe gaan? As jy vandag moes doodgaan, dat jou saak met die Here reg is. Nou die vraag is nie daar om jou te laat twyfel oor jou redding nie, maar ten minste wil ek jou vanoggend laat diep dink oor jou redding, oor jou verhouding met God, oor jou posisie in God se koninkryk. Ek het vir 'n groot deel van my lewe gedink ek is gered, gedink ek is 'n Christen en ek het baie Christen dinge gedoen, kerk toe gegaan, my Bybel gelees, gebid, CSV bygewoon en tot die beste van my vermoë probeer om 'n goeie mens te wees, maar ek het gefaal om 'n persoonlike verhouding met God te hê. Ek het hom nie intiem en diep geken nie en daar was geen werklike toewyding aan God nie. My hele lewe was gemerk met kompromie. Jy kan die skrif ken, maar dit beteken nie die skrif is lewendig in jou hart nie. Dit beteken nie die skrif gaan vrug dra in jou hart nie. Totdat ek by 'n plek kom wat ek totaal en al oorgegee het aan God. En om seker te wees jy is wedergebore beteken nie volmaaktheid nie. Net soos 'n babietjie wat gebore is, nie as 'n volwasse, mooi, perfekte, uitgesorte mens gebore word nie. Daar's baie dinge wat gaan saam met 'n babietjie, maar daar's tekens dat die baba lewe. En net so ook is daar tekens dat 'n wedergebore Christen lewe. Efesiërs 2 vers 1 tot 2 sê, julle was dood as gevolg van julle oortredinge en sondes waarin julle vroeër geleef het. Vriende, ons moet besef, dis nie dit wat jy gedoen het wat jou dood maak nie, dit is die kondisie van jou hart en die sondige natuur wat reeds dood is en hy kan net na homself vermenigvuldig. Dood kan net dood vermenigvuldig. Volgens die leefwyse van hierdie wêreld en die heerser van die mag van die lig,
die Gees wat nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So 'n teken van 'n lewe, 'n siel wat nog dood is, 'n gees wat nog dood is ongehoorsaamheid aan God. Ons almal het ook vroeër onder hulle geleef in ons sondige begeertes. Ons het die begeertes van ons sondige natuur gevolg en ons gedagtes. Weereens tekens van 'n gees wat nog dood is. Soos die res was ons van nature voorwerpe van God se toorn. Maar God is ryk in ontferming en as gevolg van sy groot liefde vir ons, het hy ons self toe ons dood was as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. 'n Hart wat wedergeboorte is, sy neigings verander. Waarna jy vroeër geneig het was sonde en hierdie wêreld en die dinge wat hierdie wêreld jou kan bied, maar 'n hart wat weergebore is instygend meer geneig tot God. Meer en meer neig my hart tot God, tot wie hy is, tot sy skoonheid, tot sy heerlikheid. Die verlange en die begeertes van jou hart verander en jy verlang meer en meer na God. Hierdie wêreld en dit wat dit bied, kan nooit 'n lewend gemaakte gees vervul nie. Dit is onmoontlik. Dit wat uit God gebore is, kan net deur God gevul word. Diep roep uit na diep, gees roep uit na gees. En dit wat die wêreld bied, kan jou nie meer vul nie, so jy begin honger en dors meer en meer en meer na God. Galasiërs 4 vers 6 sê, en omdat julle kinders is, het die gees van sy seun in ons harte uitgestuur, die gees wat roep, Abba, Vader. Wanneer jy wedergebore word, wanneer jy tot inkeer kom, ontvang jy die Heilige Gees. En die Heilige Gees roep uit jou uit, Abba, Vader. Jy kan God ken as 'n Vader, jy kan hom intiem ken, alleenlik deur die werking van die Gees in jou. En die Gees kom en hy bevestig, hy herbevestig tot jou. Hy herinner, hy verseker en hy grif en sny op jou hart, jy behoort aan God. Dit is die werk van die Gees van God, wat lewend is in elke gelowige. Beteken dit dat jy altyd gehoorsaam is? Ja. Beteken dit dat jy nooit foute maak nie? Beteken dit dat jy nooit twyfel, nooit vra het nie? Nee. Maar jy keer altyd terug na God. Maak nie saak waar jy draai nie, jy vind jouself dat jy altyd terugkeer na God. Hoekom? Want hy wat jou gered het, hou jou by hom. God hou wat aan hom behoort by hom in sy hand. Jy sal terugkeer na God, want jy behoort aan hom. Want jy is wedergebore. Jy kan amper nie anders nie. En daar sal 'n toenemende begeerte in jou hart wees, om ander te vertel van die liefde wat jy ontdek het. 'n Skrifgedeelte wat ek nie op die bord het nie. Jesus kom en hy sê, jy sal hulle ken aan hulle vrug. Nou as jy 'n nuwe boompie plant, kom en sê, jy hou van narkies. Ek hou van narkies. En jy plant net hierdie nuwe plantjie. En jy sit môre en jy kyk vir daai plantjie en hy dra nie vrug en dink jy, wat 'n simpel plant. Nee, die plant gaan 'n rukkie vat om vrug te dra, maar daar's baie dinge wat onder die grond besig is om te gebeur, om lewe bo die grond te wys. Net so ook wanneer jy wedergebore is daar baie dinge bo die grond wat dalk nog nie anders lyk nie, maar die Gees is besig om onder die grond diep te werk in jou hart. En dit sal vrug dra. Maar vriende, as hierdie boom na 3, 4, 5 jaar geen vrug lewer nie, dan wonder ons of daai saad werklik lewend is. As jy 'n Christen is, vir jare, maar jou vrug lyk nie soos dit wat ons in die woord lees nie, dan moet ons vra, is die saad wat in jou geplant is lewendig? Is jy werklik wedergebore? Jy moet weergebore word. Louis, jy kan opkom. Waar is Louis? Hoe is hy? Matteus 16 vers 25. Jesus sê, elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Elkeen wat sy lewe wil beskerm, elkeen wat in beheer wil bly van sy lewe, elkeen wat sy eie pad en sy eie toekoms wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Elkeen wat wil vashou aan sy manier van leef, sy koninkryk, sy ewige lewe, sy paradys, sal dit verloor. Jy sal teleurgestel wees.
Maar die wat sy lewe verloor vir my, sê Jesus, sal dit vind. Kolossense 3 vers 3 sê, want julle het gesterf, en julle lewe, julle werklike lewe, is saam met Christus verborge, weggesteek in God. Jou werklike lewe, wie jy werklik is verborge in Christus. En wanneer jy draai na hom, en jy word wedergebore deur jouself neer te lê, vind jy jou werklike lewe, wat verborge is in Christus. So vriend, waar is jy vandag? Hou jy nog vas aan jou lewe? Hou jy nog vas aan jou paradys, aan jou utopia, aan jou ewige lewe, jou koninkryk? Of het jy werklik gedraai na God, oorgegee en die ewige lewe ontvang, jou werklike lewe wat verborge is in God? Om die koninkryk van die hemel te sien en in die koninkryk van die hemel binne te gaan, moet jy weer gebore word. Louis gaan vir ons 'n lied sing en jy is welkom om saam te sing. Maar ek wil jy net 'n bietjie hieroor dink. Soos ek vroeër gesê het, my doel is nie vanoggend om jou te laat twyfel nie, maar ten minste diep te laat dink oor jou saak met die Here. Ken jy hom werklik? Is hy lewendig in jou? Hierdie gees van God iets binne in jou wakker gemaak wat jou toelaat om uit te roep na God as redder. Dankie Louis. Nader my God by, steeds naderby. Alles daar ook 'n kruis nodig vir my. En dan sal my lied nog bly, nader my God by. Nader my God by, steeds naderby. En nader my God by, steeds naderby. Net die genade, Heer, maak sondaars vry. En dan sal my lied nog bly, nader my God by U. Nader my God by U, steeds naderby. Ons sing naderby. Nader my God by U, steeds naderby. Alles daar ook 'n kruis nodig vir my. En dan sal my lied nog bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby.
kruis is die simbool van God se liefde vir 'n sondaar soos ek en vir 'n sondaar soos jy. En as jy wedergebore is die Gees van God lewend in jou en die Gees van God roep uit na meer van hom, meer van hom, meer van hom. En vriende, my hoop is dat soos wat ons ontdek hoe groot en hoe diep God se liefde vir ons is, dat ons lewens 'n oorspoel sal wees van dankbaarheid en toewyding. Dat hy werklik waardig is van jou volle toewyding. En die Gees van God wat lewend is in die gelowige, in die wedergebore kind van God, gaan altyd jou terugvat na God toe. En jy kan probeer fight. Daar gaan 'n interne worsteling wees binne in jou, maar die Gees van God gaan jou terugvat na God toe, want hy hou alles wat aan hom behoort vas. Maar as jy vanoggend hier is en jy is nie seker van jou saak met die Here nie, dan wil ek jou aanmoedig om vanoggend, terwyl jy ore het om te hoor dat die Here jou roep. Terwyl die Gees van God iets binne in jou hart bewerk om uit te kan roep na God as verlosser, dat jy sal oorgee aan hom. Want nie een van ons is gewaarborg die dag van môre nie, en self al kom die dag van môre, is jy nie gewaarborg dat jy môre die roeping in jou hart sal hê om uit te kan roep na God nie. Terwyl dit die dag van vandag is, moedig die skrif ons aan om uit te roep en oor te gee. En as dit jy is vanoggend, wil ek jou vra om jou hand op te lig. Ek sien geen hande nie. Wat ook goeie nuus is. Die laaste keer voor ons bid, is daar enige iemand? Jy is nie seker of jou verhouding met God reg is nie. En jy weet vanoggend is die Gees van God besig om jou terug te roep na die Vader. Enige iemand anders voor ons bid? Kom ons sluit die oë en kom ons bid sommer net almal saam. As 'n bemoediging. Sê Here, ek gee my lewe aan U vanoggend. En deur die Gees van God, wat dit moontlik maak in my hart, roep ek uit na U. My Here, my Verlosser, my God. Ek gee my lewe oor aan U. Dankie. Vanoggend kan ek U vergifnis aanvaar. Ek kan U nuwe lewe aanvaar. En ek kan vandag verklaar, ek is wedergebore. Ek is 'n kind van God. Amen. Here, dankie dat ons kan weet, U het ons lief. En dit is U liefde wat in ons bewerk om te nader tot U, maar ook dis U liefde wat in ons bewerk om die wêreld te kan lief hê. Nie net soos U die wêreld lief gehad het nie, maar omdat U ons lief het, kan U liefde deur ons bewerk tot die wat dit nodig het. So stuur ons uit vandag, Heilige Gees, om in daardie liefde te kan wandel, om U meer lief te hê, en uit U liefde uit ander te kan lief hê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.